Dit is so lekker om julle almal weer te sien. Welkom terug in my klas. Nou vir die van julle maats wat vir die eerste keer vandag hier kuier, ek is juffrou Peggy. En ek is so bly om al julle mooi gesiggies daar aan die ander kant van die skerm te sien. Nou ek het iets belangriks wat ek nie net vandag nie, maar oor die volgende paar weke met julle wil deel. Maar ek gaan vandag begin met die eerste deeltjie. So hierdie laaste ruk het ek met die kinders in my klas 'n bietjie gesels oor oorlog. Man, ons het gekyk na allerlei dinge van oorlog. Ons het gekyk na hoe die mense aangetrek het, na hoekom hulle oorlog gehou het, en ons het selfs gekyk na die tipe wapens wat hulle gebruik het en hoe hulle self beskerm het. En terwyl ek dit vir die kinders geleer het, toe begin ek mos 'n bietjie te dink. Weet julle waaraan het ek gedink? Ek het gedink aan iets wat die Bybel vir my leer. Julle, ek wil dit so graag met julle deel. Die Bybel praat in die boek van Efesiërs oor 'n wapenrusting wat ons moet aantrek, wat God vir al sy kinders gee. 'n Spesiale wapenrusting. Dit beteken sulke beskermende klere wat ons kan aantrek sodat ons beskerm kan word. En ek wil in die volgende paar weke vir julle leer van wat hierdie wapenrusting is en hoe julle dit kan aantrek. Nou soos wat julle kan sien, het ek 'n maatjie wat 'n bietjie saam met ons gaan kuier vir die volgende paar weke. Hierdie is Benny. Benny, sê hallo. Hallo. Maats, sê hallo vir Benny. Nou Benny gaan vir ons leer hoe om hierdie wapenrusting aan te trek en hy gaan elke liewe week vir ons 'n nuwe deeltjie van hierdie wapenrusting leer. Nou, hierdie eerste deel waarna ons in hierdie week gaan kyk, is 'n baie belangrike deel. Hierdie deel word 'n helm genoem. Ja, dit word 'n helm genoem en ek dink daar's 'n ander woord vir dit. Dit is 'n, wat is daai woord nou weer? Mooi. Dit is 'n helmet. En hierdie helmet het 'n spesiale naam. Dit word die helmet van verlossing genoem. Weet julle wat beteken dit om verlos te wees? Wel, verlossing beteken soos byvoorbeeld as jy vasgemaak is met 'n klomp toue en jy kom los of iemand maak jou los, dan is jy verlos van die toue wat jou vasgebind het. Dan is jy vry. Dit is wat verlossing beteken, dat daar nie meer iets is wat jou vashou of vasdruk nie. Nou hierdie helm is die eerste deel na wat ons gaan kyk en dit is 'n baie belangrike deel. Maar ek kan nie heeltemal onthou waar ons hierdie helm moet sit nie. Dalk kan julle my vandag help om uit te vind waar die regte plek is om hierdie helm aan te trek. Waar sit mens 'n helm of 'n helmet op? Sit mens dit op jou voete? Nee. Ek dink nie dit is waar dit moet kom nie. Dit lyk nie vir my heeltemal reg nie. Kom 'n helm op jou heupe. Nee! Nie? Ag nee, julle nou, waar kom hierdie helm dan? Kom my, wat sê julle? Julle is so slim. Die helm of die helmet kom op jou kop. Baie mooi. So daar's Benny, kom ons sit jou helm vir jou op. So die helm van verlossing kom op 'n mens se kop. Maar hoekom moet mens die helm van verlossing opsit? Want dit beskerm 'n mens. Maar hoekom het ons as kinders van God beskerming nodig? Wel, die duiwel is uit om ons as kinders van God seer te maak en te verwoes en hy wil net ons keer om nie te doen wat God ons gemaak het om te doen nie. So hy wil ons die heeltyd aanval en dis glad nie mooi nie. En dis hoekom God vir ons hierdie wapenrusting gee om aan te trek sodat ons nie sal seer kry wanneer die stoute duiwel ons probeer aanval nie. So wat dink julle beskerm hierdie helm wat ons moet opsit? Wel, as ek dink aan my kop, dink ek aan wat binne in my kop is. En dit is my brein.
En weet julle, wat is baie belangrik vir ons om ons brein te beskerm? Want ons brein stuur boodskapies na die res van ons lyf toe, sodat ons kan beweeg. So sonder ons brein sal ons nie kan beweeg en al die dinge kan doen wat ons moet doen nie. Maar ons brein help ons ook om te besluit wat reg en wat verkeerd is, sodat ons die goeie en die regte besluite kan maak en op 'n goeie manier kan optree wat Jesus se hart bly kan maak. Maar wat anders beskerm hierdie helm vir ons? Hierdie helm beskerm my oogies, want ek moet versigtig wees wat ek sien. Ja, ons as kinders van God moet baie versigtig wees vir die dinge wat ons oogies sien. Ons moenie kyk na allerlei lelike goed nie, soos byvoorbeeld lelike stories op die TV, veral daai waar hy driehoekie het, daai ouderdomsbeperking het, wat sê kinders mag dit nie kyk nie. Ons oogies moet beskerm word dat ons nie na dit kyk nie. En in ons kop is ons ore. Ons ore moet ook beskerm wees en ons moenie luister na lelike stories of na lelike musiek met lelike woorde in nie. Nee, ons moet nie eers na kinderstories luister nie. Ons oortjies moet beskerm wees dat ons nie na sulke goed wil luister nie. Maar op my kop is my mond ook. En my mond moet beskerm word dat ek nie lelike goed vir ander mense sal sê en hulle sal seermaak nie. So hierdie helm van verlossing is iets wat baie belangrik is. Ja, dis iets wat ons elke liewe dag moet aantrek, sodat ons op 'n mooi manier kan lewe, wat God se hart baie bly gaan maak. Nou maats, ek sien ons tyd vir vandag het nou al uitgehardloop. So wat ek gaan doen is, ek gaan gou bid vir ons. Dan gaan ons net nou ons onthouversie doen. En as ons klaar ons onthouversie gedoen het, dan moet julle nog nie weggaan nie. Want dan gaan ons 'n lekker liedjie sing en God se naam groot maak. So kom ons maak gou ons oogies toe. Here Jesus, dankie dat U so baie lief is vir elke liewe een van ons. En Here Jesus, baie dankie dat U vir ons hierdie wapenrusting gegee het, wat ons kan beskerm as die stoute duiwel ons wil aanval. Help ons om dit elke liewe dag aan te trek, sodat ons veilig kan bly, en sodat ons kan aanhou om mooi te lewe en die dinge kan doen wat U hart baie bly maak. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Welkom terug by vandag se onthouversie. Nou ons lees uit die Bybel uit Efesiërs 6 vers 11. Waaruit lees ons? Uit Efesiërs 6 vers 11. En dit sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat ons staande kan bly wanneer die duiwel jou aanval. Kom ons gaan dit gou weer deur. Ons lees uit Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly wanneer die vyand jou aanval. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever, our hope, our strong as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength
will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord our God.